Welkom by die Business Blitsbrief. Vandag is donderdag, 15 Mei 2025. In plaaslike nuus, EFF parlementslid Sile Lonzi is uit die parlement gesit na 'n verhitte botsing met ANC parlementslede oor betwiste CETA raadsaanstellings. Lonzi het geweier om af te staan en verklaar julle sal my hier vind, voordat hy fisies verwyder is na mate spanning in die gebou opgevlam het. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting Suid-Afrika se enorme gasreserwes en energievennootskappe as bedingingsmiddele gebruik in sy ontmoeting met die Amerikaanse president Donald Trump volgende Woensdag, in die hoop om handelskonsessies te bekom en die aangaande diplomatieke spanning tussen die twee nasies te verlig. Durban se verlate Merebank weermagbasis het 'n toevlugsoord vir rondlopers geword, wat veiligheidskwessies onder plaaslike inwoners laat ontstaan. Dit was eens 'n militêre terrein, maar huisves nou meer as 100 mense sonder lopende water, elektrisiteit of sekuriteit. Inwoners eis dat onmiddellike aksie geneem word. Jacob Zuma se MK-party het tussen verkiesingsnederlae in beide KwaZulu-Natal en Johannesburg gelei en het teen die EFF en ANC veld verloor. In sy nuutste ondersoek het die spesiale ondersoekeenheid bevind dat meer as 4 miljard rand na twyfelagtige waterkontrakte gevloei het. Suid-Afrikaners stroom stadig terug na Gauteng met stygende vraag na eiendom, wat verskywing van die onlangse semigrasie-tendens aandui. Voormalige Springbok Cornel Hendricks is op 37 oorlede, 'n skok in die rugbywêreld. Huldeblyke stroom in vir die Boelster. In sake nuus, Afrimat, 'n aandeel wat lank reeds deur BizNews besit word, het 'n skerp daling in verdienste gerapporteer, maar uitvoerende hoof Andries van Heerden bly optimisties en het gesê daar is vordering met die omkeer van Lafarge SA en 'n groot geleentheid in seldsame aardmetale. Kyk na die volledige onderhoud op BizNews TV. Volgens Westac se Byron Lotter word Starlink se bekendstelling in Suid-Afrika geblokkeer deur twee maatskappye wat eksklusiewe regte eis. Die dispuut het by ICASA beland wat openbare toegang tot die satelliet-internetdiens vertraag. In internasionale nuus, Elon Musk se kunsmatige intelligensie-kletsbot, Grok, het verantwoordiging veroorsaak deur die sameweringsteorie oor wit volksmoord in 'n reaksie oor Suid-Afrika te bevorder. Kritikuste sê dit versterk gevaarlike disinformasie. Musk het nog nie gereageer op die oproepe vir verantwoordbaarheid nie. Dis dit vir vandag se blitsbrief. Skakel môre weer in vir 'n kragtige oorsig van die belangrikste plaaslike en internasionale nuus. Vinnig en feitelik.